Ons praat vanmôre, is ons in Handelinge gemeente? En toe ek hierdie boodskap uitgestuur het, en toe kon ek ervaar dat daar baie mense is wat vraagtekens het. Nee, stem julle saam? Nou wat wil ons nou vanmôre praat? Wil ons nou raas vanmôre? Of wil ons vermaan vanmôre? Nee, Louise. Nee, glad nie. Nou hierdie is 'n noemenswaardige woord vanmôre, en ek wil hê jy moet saam met my gaan, want dit is nie 'n preek nie. Hierdie is nie 'n preek nie. Hierdie is 'n lering. So ek wil hê jy moet op die lering bussie klim vanmôre, en saam met my 'n pad stap, om vir ons te kan wys wat die Here hier probeer sê, en wat hy aan ons openbaar. So vanmôre se woord is 'n klein bietjie langer as normaal. Okay? En ek het afdrukke gemaak om vir ons te kan help. Die Handelinge skrifte is ook soos wat ons in Daniël gehoor het. Hierdie is daaglikse toepassing in ons lewens. Nou waar kom die boek Handelinge vandaan? Weet julle? Nee, jy nie verder. Sy het nie gelees wat ek geskryf het nie. Deur wie is hy geskryf? En wanneer is hy geskryf? Hy is deur Lukas, die geneesheer, geskryf. Nou ek gaan net deur 'n paar skrifte gaan, sodat ons hierdie fondasie kan lê, en dat ons kan verstaan hoekom ons dit sê. Ons is my hele oortuiging, ons is 'n Handelinge kerk. Maar omdat ons in die gemeente verskillende mense is, en op verskillende paaie in ons verhouding stap met die Here Jesus, het ons baie van ons nuwelinge, het ons nie daai kennis om dit vir hom te sê. So ons weet wat die eerste 4 evangelies is. Wat is hulle? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Alraai. Nou hierdie boeke is met tydens die geboorte van die Here Jesus deurgedra tot wanneer? Tot wanneer hy opgevaar het. Okay? So dit het basies die lewe van Jesus beskryf. Nou wil ek baie stout wees en vir jou dat die vraag vra. Nou, as jy kyk na 'n testament, jy weet wat ek nou gaan sê. Nou, ek kan dit nie verander nie, ek wil dit nie verander nie, as jy hoor wat ek sê. Maar as jy kyk na die testament, moes hierdie 4 boeke eintlik in die Ou Testament gewees het. Dit is so. Want dit is die afsluiting van, jy kry net 'n testament wanneer iemand afsterwe. Maar Jesus het nie afgesterwe nie. Jesus het opgestaan. So ons kan nie daai beginsel dan vashou en sê, okay, dit moes dit. Nee, dit is nie so nie. Jesus het opgestaan. Nou, wanneer ons nou verder gaan kyk is, die Handelinge is basies wat die apostels gedoen het in die hele skrif van Handelinge. In Engels sê dat dit is Acts, Handelinge, met ander woorde, hulle het die Nike ding gedoen. Hulle lag vir my as ek dit sê. Hulle just doen, hulle het aksie gehad. Nou Handelinge, in die tydperk, as ons gaan kyk, in die tydperk wat Handelinge, die boek Handelinge geskryf is, was in die tydperk van Judea. Alright? In die omgewing of in die provinsie Judea. Nou, wat het daar gebeur op daai stadium? As ons nou net mooi kan dink. Daar was die Romeinse Ryk. Okay? So daar was onstrewighede wat daar was teologiese probleme. Daar was ekonomiese probleme. Daar was
godsdienstige probleme. Daar was onstrewighede ten opsigte van wat het die Jode, die verwagting van die Jode op hierdie Messias. Want hy sou gekom het en Israel verlos het in 'n politieke arena en ook in 'n geestelike arena om vir hulle voor te berei tot die ewige lewe in God se koninkryk, nie die ewige lewe nie. En dit was hulle gedagtegang. So nou kan ek en jy verstaan is hierdie pot wat kook in hierdie verskillende geloof en verskillende aspekte. Het hierdie pot gekook. En uit hierdie pot wat gekook is of gekook het, toe word die kerk van die Here Jesus Christus gebore. Uit al hierdie goeders is hy gebore. En ons gaan vanmôre net 'n bietjie dieper ingaan. En julle moet net nie, hier is nie halfway die bus reguit deur, hy stop nie. Okay, so julle moet net nie moeg raak nie, nee, is die hande. Jy moet glad nie moeg raak nie. Nou, teen hierdie agtergrond van politieke omstandighede, godsdienstige ywer en kulturele diversiteit, ontvou die gebeure wat in Handelinge beskryf word. Ek lees gou vir julle. Dit is binne hierdie konteks dat die boodskap en die missie van Handelinge vorm geneem het. Na mate die vroeë volgelinge van Jesus het 'n transformasie ondergaan binne hulle self. Want aan die een kant het hulle Jesus gehad as voorbeeld en hulle was afhanklik van die lewende rabbi, maar nou is die lewende rabbi nie meer daar nie. En nou word hulle deur die leiding van die Heilige Gees word die res van die boek geskryf. Het jy hulle Bybels gebring? Blaai gou vir my na 1 Lukas toe asseblief. Lukas 1. Ek wil eintlik net vers 3 lees, maar aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel, luister nou na toe Lukas die boek Lukas opgestel het. 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuienis en dienaars van die woord in hoofletters was, dit aan ons oorgelewer het. Het ek, wat Lukas is, ook dit goed gedink in hooggeagte Theophilus. Wie was Theophilus gewees? Hy praat 2 keer hiervan van Theophilus. Theophilus was die bespiegeling dat hy 'n Romeinse hoë offisier was, is daar. Die bespiegeling is dat hy ook of 'n Joodse onderdanig in die Torah was. So daar's nie 'n bevestiging nie, maar dat hy 'n hoog aangeskrewe persoon was op daai stadium. En dit is hoekom hy met hom praat. Met ander woorde, hy het agting vir hierdie persoon aan wie hy hierdie boek gerig het. Dit moet ek en jy verstaan. Het ek het ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skryf. Wow. Nou bly vir my verder. Gaan vir my na Handelinge 1 toe. Nou kyk wat, nou wil ek iets hierso by jou bietjie laat posvat, terwyl jy dan nou blaai.
Nou, as jy nou kyk na dit wat in Lukas geskryf is, en dit wat in Handelinge geskryf is, nou kan jy sê, dat of jy jouself die vraag vra, Lukas is geskryf, en Handelinge was 'n opvolg skrifte. Is julle met my? Ek sê dit weer. Hy het die boek Lukas geskryf, en hy, alhoewel hy nie aktief betrokke was, as wat die ander mense, soos byvoorbeeld Petrus en Paulus was nie, het hy hierdie boek geskryf as 'n opvolgboek van Johannes. Neem dit in ag. Met ander woorde, hy was 'n dienaar, hy was 'n ooggetuige wat gebeur het in Christus Jesus. Hy was daar. En hy was daar met die opstanding ook. En hy het dit gelektuleer. Hy was 'n geneesheer. So hy moes 'n redelike slim man gewees het. Kom ons lees gou hierso. Hierdie is die hoofskrif. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel, hier praat hy met hom, oor alles wat Jesus begin doen en leer het, onderstreep dit, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies is, deur die Heilige Gees bevele gegee het, luister mooi, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur die betekenis terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Wow! Met ander woorde, hier vertel hy vir jou direk, dat die skrifte wat, of die lering wat die Here Jesus gegee het, in daai 40 dae, moet hoog aangeskryf word. Dis wat hy probeer sê. Vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Dis wat die Here Jesus gesê het. Hulle wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Met ander woorde, hy bevestig dit wat hulle van hom gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? So hulle is van die Joods, hulle is nie meer Joods nie, maar hulle is van die Joodse oorlog. So hulle dink nog steeds soos die Jode en hulle wag op die Messias. Hulle wag nog steeds op die Messias. Die wat by my, vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, onderstreep dit, in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde, gaan net tot sover lees. Hierdie is 'n opdrag, wat die Here Jesus vir ons gee, reg in die begin van die boek Handelinge, net voordat hy opgevaar het. So hierdie is, wil ek amper sê in Engels, to take note, net. Alright, kom ons gaan verder. Nou kan julle sien wat Lukas se benadering was, toe hy hierdie boek geskryf het, toe hy Lukas begin skryf het, en toe hy ook Handelinge begin skryf het, met die opdrag wat die Here Jesus vir hom gegee het.
Wat is die sleutelmoment van die opstanding? Dit bied ons, hulle noem dit post-opstanding bediening, nadat die Jesus opgestaan het, wat hy daai 40 dae, hierdie is so belangrik, en ek dink ons gaan verder lering daaroor doen. Wat het Jesus geleer? Wat 'n lering het hy gegee in daai 40 dae? En ek het al van die goeders aangeraak, maar nog nie heeltemal nie. En ek dink ons moet dit doen. Die belofte van die Heilige Gees wat uitgestuur word. Jy sien, ek en jy verstaan dat God die Vader het reg in die begin met ons gewandel, nie waar nie? En toe kom die profete toe sê hulle, hulle gaan vir ons die verlosser stuur, wat Jesus Christus is, 750 jaar voordat hy gebore was. En Jesus het toe gekom en hy is gebore en hy begin werk en hy die mense begin leer en hy was gedoop en al die goedes het gebeur. En hy was gekruisig en hy het opgestaan. Waarvoor is hy gekruisig? Sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Want anders kon dit nie doen nie. Maar nou kyk ons bietjie verder, wat het gebeur? Toe hy opgevaar het hy vir ons die Heilige Gees gestuur. Want met jou wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees. Want dan net op daai voor jou wedergeboorte was die Heilige Gees eksterne. Okay? Hy was daar, hy het aan jou geklop, aan jou deur geklop en hy sê kom, ek wil vir jou lei, ek wil vir jou help. Toe jy hom aanvaar het as die verlosser en saligmaker, toe is hy inwonend, die Heilige Gees. So die werke van die Heilige Gees is Vader, Seun en Heilige Gees op 3 verskillende maniere, wat hulle vandag het ons die Heilige Gees om ons te lei. Hy vertroos ons, hy leer ons. Dis wat die woord vir ons sê. So hierdie is die begin van daai era en die mense was nie blootgestel aan die werke van die Heilige Gees nie. Daar het hulle begin. Daar het hulle begin sien die blootstelling en die werking van die Heilige Gees in die begin van boek Handelinge. Het die apostels of die disciples op daai stadium, het hulle enige genesings gedoen? Het hulle genesings gedoen in die boek Handelinge? Ja. So met ander woorde, hulle het by die rabbi geleer en in Handelinge het hulle dit begin toepas. Dis die boodskap wat ek probeer oordra. Kom ons gaan verder aan. Ons het nog nie die opdraande bereik nie. So ons is nog op 'n regte pad, nee. Alright, dis julle met my. Nou, hierdie is 'n direkte, as jy gaan kyk na die eerste 4 verse in Handelinge 1, is daar 'n direkte opdrag wat hy aan die apostels gegee het. Wat is dit? Wat is dit? Hy sê, om getuienis van sy opstanding te gee. Wow! Dit is die getuienis wat ek en jy moet lewer van sy opstanding, om hier te begin. Kijk. Handelinge is eintlik die evangelie boodskap. Nie die evangelie self nie, maar hierdie is die boodskap. Met ander woorde, dit wat Jesus uitgelewe het, kom nou in 'n boodskapvorm in. En dit is waar ons funksie begin toetree. Het julle my verloor? Ek lees gou hierso. Die sentrale boodskap van Handelinge is ongetwyfeld die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Handelinge stel Jesus voor as die beloofde Messias
wat Oud-testamenties profeseë vervul en die lang verwagte koninkryk van God inlei. Dwarsdeur die boek verkondig die apostels dapper dat Jesus die vervulling van God se beloftes aan Israel en die verlosser van die wêreld is. Wow. Wow. So dit is die kernboodskap wat ons dan ontvang. Nou wil ek 'n bietjie gesels oor wat het noemenswaardig in die begin gebeur nadat die uitstorting van die Heilige Gees of die opdrag was gaan wag waar in die bokkamer en gaan nou net daaroor praat. Hy het nie gesê gaan na kerk toe nie. Hy het gesê gaan na die bokkamer en wag. Dis wat hy gesê het. So in die prentjie wat ek gestuur het van of gewys het waar Jesus bedien het onder 'n boom en waar hulle veronderstel was om in die kathedraal die boodskap uit te dra. Het dit gebeur? Het dit gebeur? Nee. Hulle het nie die werklike evangelie van Jesus Christus daar verkondig nie. Want, ek wil nou nie die kant aan nie, maar kom ek terwyl ek net by is. Wanneer jy nou praat, of ons praat nou van die kerk, wie is die kerk? Is jy? Alright. Nou die kerk was nie gebou nie. Nou gaan die kerk na hun kerk toe. Nou verstaan ek dit nie lekker nie. Daar was nêrens genoem van die gebou nie. Want ons kom van die tempel, alright, die heilige tempel. Toe gaan ons oor na die sinagoge waar die Jode was, en dis waar Jesus baie die woord bedien het. Maar hulle het nêrens in 'n kerk vergader nie. En daai woord kerk, waar kom dit eintlik vandaan? As ek nou reg kon onthou, die Hebreëse woord is vertaal na Grieks toe. Equabal, wat die woord is, wat in Engels vertaal word, in Afrikaans vertaal word, Ecclesia. Wat beteken Ecclesia? Dis nie kerk nie. Dis vergadering. Dis God wat 'n vergadering roep. Dis wat dit beteken. In sy teenwoordigheid, wat ek en jy gaan bywoon. OK? So, dis die oorsprong. Die mense het na die tyd het hulle hierdie goeders gaan staan en verander. En hulle dit aangepas om hulle te pas. So ons moet teruggaan. Let's start the beginning. As ons 'n resies begin en jy begin om hardloop, begin jy nie halfpad nie. Begin jy by die begin. En jy gaan daarvan af. So wat ons moet verstaan, hierdie is die begin van die bediening. Sê hulle met my. Hulle nog nie afgeval nie. Is die seatbelts aan? OK, dan gaan ons leer op het terrein. OK, ek blaai nou om. Ek gaan 'n bietjie gesels. Hier is 14 en ek gaan nie in detail ingaan nie. Want dit gaan lank vat. Hier is 14 aspekte, 14 gebeurtenisse in handelinge waarby ek en jy moet stil staan en besef. Ons is nie meer besig met speletjies nie. Regtig. Ons is nie meer besig met speletjies nie. Want wat ek nou verduidelik het van die Ecclesia, dat die mense het 'n gebou gevat en hulle het al hierdie mensgemaakte reëls en goeders en dogma by dit gesit. By wat die oorspronklikheid van hierdie woord ons, wat is mission? Wat is mission? Missie. Okay. Wat die oorspronklike missie is om hierdie boodskap oor te dra. Opdrag. Is heeltemal
weggevat. En dit is aanvaarbaar vir die mense gemaak oor die tyd om hulle ore te streel. Dis glad nie so nie. Handelinge is 'n aksiekerk. Handelinge is 'n aksiegemeente. Dis waar goeders gebeur volgens die aanraking en die krag van die Heilige Gees. Amen. Okay. Sjoe. Kom ons begin. Ek het hulle nou genommer hierso. Jesus se hemelvaart, en ek wil nie daarop uitbrei nie. Hy het sy instruksies gegee en toe het hy opgevaar na die hemel toe. Nommer 2, wat het gebeur op Pinkster? Uitstorting van die Heilige Gees. Dit was tydens die uitstorting van die Heilige Gees, ons verstaan dit. En ek het die skrif daarby gegee, maar ek wil nie daar stil staan nie. Wat het met Petrus gebeur? Hy het die kerk begin. Hy het die Ekklesia begin. Hy het die evangelie gaan verkondig. Hy het die opstanding van die Here Jesus verkondig. En hy het 3000 mense na die Here toe gelei en hulle was gedoop. Dink net die chaos van 3000 mense wat hulle lewens vir die Here gee en wat op dieselfde dag gedoop is. Dis baie. Dis baie. En nou kyk ons 'n bietjie verder en as ek nou wat het met Petrus, julle moet hierdie aksie moet julle net bietjie memoriseer, want dit is wat ons vandag se tyd moet doen. Ons kan nie betrokke wees by 'n gebou met al sy reëls en al sy dinge nie. We're going to miss it. Serious, we're going to miss it. Jy gaan dit mis. Jy gaan die hele werklike doelwit van wat in Handelinge geskryf is, gaan jy mis. So dit is 'n ernstige woord. Ek wil nie met 'n baseball bat oor die kop staan nie. Maar dit is wat dit is. Ons moet catch a wake up en verstaan wat in die boek Handelinge gebeur. En die volgende ding wat gebeur het, Petrus en Johannes stap na die sinagoge toe. Hulle is besig om te gesels en te chat en sê, nee, hulle kom by hierdie, en daar lê 'n man wat lam is. Ek kry hoendervleis. En dan het hy gesê, goud en silwer het ek nie vir jou nie, maar dit wat ek vir jou het, staan op en loop. En daai man het opgestaan en geloop. Vir wie het jy gebid in hierdie dag om op te staan en te loop? Dis 'n challenge. Jy sien, dit is lekker as 'n mens in hierdie 4 mure sit en jy's heilig en veilig in daai tipe ding. Maar die aksie is daar buitekant. Die handelinge is daar buitekant wat geskied moet word. Kom ons gaan. Hulle word gearresteer. Maar hulle is gevul met die Heilige Gees. En wat het hulle by daai mense gedoen? Hulle het vir hulle getuig van die opgestaande Jesus. En hierdie mense het gedink, wat? Ek kop het nou nie lekker nie. Maar julle is vry om te gaan. Wat gebeur met die dood van Ananias en Safira? Hulle die Heilige Hulle het die Heilige Gees bedroef en hulle het gelieg teen die Heilige Gees. Hulle het hulle goederes gaan verkoop en hulle het 'n valse bedrag ingebring. En die een het nie van die ander geweet nie toe hy ingekom het. En toe was dit alleen en hy is daar dood. Net daar. Hom uitgedra, die ander een het ingekom. Selfde ding, dood, uitgedra. Mens speel nie met die opdragte van die Heilige Gees nie. Jy bedroef nie die Heilige Gees nie. Jy kan nie teen die Heilige Gees lieg nie. Jy kan nie. En hulle het gepraat van, dis die offerande wat hulle gebring het. So hierdie goeders is ernstig voor die oë van die Here. Kom ons blaai om.
Wat het verder in Handelinge gebeur? Hulle moes 7 diakens gekies het. 7 mense wat Godvreesend, geestvervul was, om wat te doen. Hulle moes na die wees en wie nog gaan kyk het. Die ou mense en wie nog? En die wederwees. Moes hulle nog gekyk het, maar daar was baie van hulle. En hulle het hierdie mense afgesonder in bediening om dit te gaan doen. Wie het hulle aangestel? Godvreesende, geestvervulde volgelinge van Jesus Christus. Dus gaan ek en jy gekies word om daai werke te gaan doen? Vraagteken. Moenie my antwoord nie. Die steniging van Stefanus, dis vir my baie hartseer daai. Maar hy het die studies grant. En reg op die einde, nadat hy die woord gebring het, en hulle wil hom stenig. Toe kyk hy op. Hy sê, Vader, vergewe hulle. En hy sê, ontvang my siel. Wow, sal ek en jy dit kan doen? En dit is om by te las, dis die omstrewighede wat daar in Judea was op daai stadium. In diversiteit, in verskillende gelowe en daai tipe goeders. Onthou net dit. Wat van die bekering van Saul? Hy het magtelik tot bekering gekom. Hy moes daardeur gegaan het. Want hy was die volk. Daai man wat vir hom gaan bid het. Wat is sy naam? Maar in 'n geval. Ja, hy moes vir hom gebid het. Dink net, wat sou ek gedoen het? As ek sê, maar hierdie man het Jesus se volgelinge doodgemaak. Nou moet ek vir hom gaan bid. So, kan ons sou jy dit gedoen het? Ek sou 2 keer gedink het. Of ek sal 'n panglas opgevat het, of ek geweer of 'n ding. So ek sal opgevat het, kyk as jy iets doen. Nee. Maar hy het vir hierdie gevreesde man, het hy gaan bid. En die Here het na 3 dae sy oë oopgemaak. En die woord sê, nadat hy tot bekering gekom het, was hy gedoop en hy was dadelik in bediening gewees. Waar het hy daai kennis gekry? Die Heilige Gees. My naamgenoot, die bekering van Cornelius. Wat was hy? Hy was 'n Romeinse hooggeplaaste. Hy het tot bekering gekom. Wie nog so aktief tot bekering die hoofman, die Ethiopiese hoofman. Hy het net so kragtig tot bekering gekom. En toe sê Filippus vir hom, maar ons is nou, hier is ons water. Hoekom doop ons jou nie? Toe stop hy daar en hulle doop hom, net daar. So daar was nie 'n wagtydperk, ek moet nie eers wag om gedoop te word, want ek moet net eers deur hierdie goedes werk en daai tipe ding nie. Sy transformasie was evident gewees, was magtiglik toe die Here hom aangeraak het. Is jou bekering waardeur jy gegaan het, magtiglik? Want dit is 'n ommeswaai, dit is 'n 180 grade ommeswaai van dit wat jy gister gedoen het, of nou net gedoen het, wat jy nou nie meer doen nie. En toe was hy gedoop gewees. So hy was gevul met die Heilige Gees, sy lewe gegee, en hy was gedoop. So, all in one. Net aan dan.
begin van Paulus se sendingreise, wat 3 verskillende sendingreise, en ek wil nie daarop ingaan nie, maar ek wil dit net noem. Dis waar dit begin het, in Handelinge. Paulus was ook verder geroep, en hy was deur na Rome toe. Hy het vir 2 jaar, het hy nie probleme gehad nie, het hy hom nie aangeval of wat ook al nie. Het hy daar die woord bedien. Kragtelik. Dit was net in Handelinge. En ek wil begin afsluit. Het julle geweet, aan die einde van die boek Handelinge, is daar nie 'n amen nie. Wanneer is daar 'n amen aan die einde van 'n hoofstuk? Wat beteken amen? Kom, vertel my. Wat beteken amen? Laat dit so wees. Alright? Nou, dit was nie net 'n fout nie, of 'n skrifstyl nie. Dit was nie. Lukas het nie amen ingesit nie, want die amen het beteken, dit sal so wees, maar dit is nie so nie, want die Handelinge is 'n aaneenlopende Handelinge, dit het nog nie gestop nie. Daar's 2 ander plekke ook, maar dit was 'n skryfstyl, wat hulle 'n plekke wat hulle nie amen opgesit het nie. Maar juis hier in Handelinge is daar nie amen nie. So, of dit nou 2000 jaar na die tyd is dit nog steeds 'n aktiewe boekgedeelte wat ons het. Julle met my? Alright, we're coming in for the landing. En ek wil afsluit met 'n paar goedjies. As ons kyk na die boek Handelinge, as 'n raamwerk van die hedendaagse se aktiwiteite binne die gemeenskap. As hierdie aktiwiteite wat ek genoem het, nie teenwoordig is nie, dan moet elkeen van ons dit bevraagteken en sê, wow, op watter pad is ons? Wat is eintlik ons missie? Is ons op die regte missie wat ons moet volg, wat ons moet handel? Het ons nog steeds wat ons kragtelik vir die mense bid, werk die Heilige Gees nog kragtelik deur ons? Bestudeer ons nog kragtelik die woord? Het ons roeping op ons lippe om disippels te maak? Daar's 'n gedeelte wat ek nie aangeraak het nie, is van die huis tot huis bediening. Die huis tot huis bediening is jou groeigroep. Dis waar dit vandaan kom. Wat hulle mekaar bedien in die middel van die week. Dis wat hulle doen. Dis waar dit vandaan kom. Want daar lê soveel. Jy sien, die boek Handelinge, wat ek en jy verstaan, is nie koöperatief geskryf nie. Die boek Handelinge is ook individueel geskryf vir die individuele kind van die Here, om hom te bekragtig en wat ook al, sodat hy in hierdie gemeenskap kan funksioneer. Is julle met my? Jy sien, so daai individuele persoon is besig om 'n verhouding op te bou. Hy is besig om sy disippelskap uit te leef en koöperatief vorm hulle die eklesia. Dit is dit. So as ons nie daar funksioneer, daar volgens funksioneer nie, dan moet ons 'n vraagteken daarop trek en sê, wow, kom ons, let's take stock, kom ons kyk wat hier besig is om te gebeur.
wag ons nog steeds in die bokamer op Jesus se opdrag. Jy sien, hierdie diepgaande fokus op die groei het uitdagings en die krag van die Heilige Gees help vir jou en my om hierdie te kan uitleef in ons persoonlike lewens en ook koöperatief. En die missie is om die evangelie boodskap uit te dra. Ek kom afsit. Kom ons bid saam.